Vryheidsfront leiers konkel om hulle eie posisies te behou. Is demokrasie dood binne in die Vryheidsfront Plus? My naam is Kobus Hofman. Welkom by ons 5de episode en sit terug, luister mooi en leer hoe hierdie prosesse werk, sodat u nie vorentoe weer gevang word deur 'n NPA-regering nie. Nou kom ons begin. En ons gee vir julle 'n klein voorbeeldjie van wat ek nou net gestel het. In November 2023 hou die Vryheidsfront Plus 'n reorganisasieverkiesing binne in die provinsie. Wat beteken dit? 'n Reorganisasieverkiesing is wanneer 'n provinsie of binne in die provinsie leierskap verkies word om hierdie provinsie te bestuur. Nou daarenteen het jy drie leiers of een leier en 2 ondervoorsitters en dan het jy 'n Gauteng dagbestuur wat die provinsie bestuur. Hierdie Gauteng dagbestuur, onthou ek, is omtrent so 13 mense wat verkies moet word. En hulle is dan getaak om hierdie hele provinsie se finansies, politiek en al dies meer te bestuur tot die voordeel van die Vryheidsfront Plus. Nou, in 2023 gebeur 'n klomp goed. Klomp ondersoeke vind plaas en onder andere die provinsiale leier Jaco Mulder word verbind by 'n ondersoek wat verrykende gevolge het. Binne in die provinsie besluit tientalle mense dat hoe die provinsie bestuur en bedryf word nie tot voordeel van die Vryheidsfront Plus is nie. En talle mense nader my en ander leiers om die leierskap oor te neem. Nou wat gebeur? As so 'n reorganisasie aanvang neem, moet ons gaan kyk om takke te stig. Nou tak bestaan uit 10 lede uit en uit daardie 10 lede is daar dan nou 3 mense wat afgevaardig word wat jou verteenwoordig by 'n reorganisasieverkiesing. Hierdie takke word gestig reg oor die provinsie in die verskillende streke. Nou, die streke wat ons ondersteun het is Midvaal, die Oosrand, groot gedeelte van Pretoria, klein gedeelte van Mfuleni en dan 'n klein gedeelte van die Wesrand. Dis almal mense wat takke gestig het om myself, Philip van Staden en Grandi Tennyson dan te ondersteun om teen Jaco Mulder, Gerda Senekal en Amanda de Lange te staan. En dan ook om die Gauteng dagbestuur oor te neem en nuwe bestuur daar te stel. En spesifiek en met die spesifieke doel om die Vryheidsfront te versterk en om finansiële wanadministrasie en korrupsie uit te skakel en uit te sorteer. Dis belangrik om dit te besef, mense. Hierdie het gegaan om korrupsie te stop, om wanadministrasie te stop. Vir te lank het Jaco Mulder 'n provinsie bestuur en lukraak nie notulerings gedoen nie. Hy het nie hierdie notulerings gehou nie vir 'n spesifieke rede. Ons sal later daarby uitkom. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar kom ons gaan terug en ons gaan kyk na hierdie 2023 verkiesing, reorganisasie. Op 24 November hou die Gauteng dagbestuur 'n vergadering om dan nou die takke goed te keur en te audit en te kyk dat alles above board is soos wat hulle sê. Hulle besluit die takke is goed. Ons gaan aan die 25ste November met 'n reorganisasievergadering. Teen 10:00 die aand op die 24ste November 2023 kry ek 'n e-pos wat dan nou sê dat ek geskort is en dat ek nie mag deelneem in hierdie reorganisasievergadering die volgende dag nie. Ek skakel vir Dr. Groenewald en vra vir hom wat in sy party aangaan. Dr. Groenewald stem saam dat dit onreëlmatig is en dat hy die volgende dag dan nou 'n gesprek met die Gauteng dagbestuur en Jaco Mulder sal hou. Hy sê ook vir my dat ek vir niemand moet sê nie, dat hy dit as 'n verrassing wil hou en dan daar opdaag en hierdie gesprek hou. Hy sê by dit, sorg dat jy daar is en sorg dat jou afgevaardigdes, jou takke ook daar is om te gaan stem. So gesê, so gedaan, het ons die volgende oggend op die bus hier vertrek, almal sterte in die wind en 'n hele bus vol mense.
wat dan nou afgegaan het, en wat vat 'n bus omtrent 60 mense. En dan nog 'n paar karretjies wat agteraan ry. Ons af hier na Kreersdorp toe, ons gaan nou stem. Ons het daar aangekom seker omtrent so 8:30 en die registrasieproses het so 9:00 begin. Nou, net om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee. So, Jaco Mulder en hierdie Gauteng dagbestuur was in beheer van die hele proses, hoe takke gestig moet word, hoe administrasie hanteer moet word, hoe afgevaardigdes gekeur word, of hulle lede geld betaal het. Hulle was ook in beheer om die saal te kry, die klank te reël, die kos te reël, die stoele en die tafels te reël, en alles wat met daardie dag gepaard gaan. So, al die takke is geaudit die vorige dag, die Vrydagmiddag. Al die takke is goedgekeur deur die Gauteng dagbestuur. So al wat moet gebeur op hierdie oggend van die verkiesing is jy moet inkom, jy moet jou ID wys en jy moet bevestig dat jy is. En hulle kyk dan gaan daarna op 'n lys of jy wel 'n afgevaardigde is of nie. Vinnige proses. Hierdie proses vat die administrasie van Gauteng 6 ure om te doen. Dis 300 mense wat afgevaardig is om te gaan stem by daardie partyraad reorganisasie verkiesing. Vat hulle 6 ure om daardie doodeenvoudige prosesie te volg. Daarom moes ons agtergekom het, hier is 'n slang in die gras. Maar ons is almal daar, ons het 'n ding om te doen en ons gaan dit deurvoer. So loop die dag aan en ons het 'n voorsitter, advokaat Gert van die kerk, wat heel bekwaam voorkom op daardie stadium vir my. En hy laat na om te sê dat hy ook die vorige aand by Jaco Mulder oorgeslaap het of oornag het. Nou die proses neem aanvang na hierdie 6 ure, almal is redelik gefrustreerd en nou kan ons binne in die saal ingaan. So kom ons binne in hierdie saal in en ons besef, maar daar is nie vir ons stoele nie. Want jy moet onthou, Jaco Mulder het gedink, met my skorsing gaan ek nie opdaag nie, en my mense gaan hulle moere strip en ook nie opdaag nie. So die hele midval afvaardiging na hierdie reorganisasie het nie sitplek nie, het nie tafels nie. Hulle het nie kos voorberei vir hulle nie en hulle het ook nie water vir hulle voorberei nie. Die eienaars van hierdie plek kry toe nou 'n klomp tafels en stoele bymekaar en so word almal geholpe en ons sit. Dit vat omtrent toe nou nog so 'n uur plus. Ons begin en ons sê vir mekaar of die voorsitter kondig aan, jy weet, intussen daag Dr. Groenewald toe nou op en hy het hierdie gesprek met die Gauteng dagbestuur. En dit is kwaadwoorde, dit is 'n raserige gesprek. En hulle kom uit die saal uitgestap en hulle sê vir my, Kobus, jou skorsing is opgehef. En Dr. Groenewald het dit goed hanteer. So begin ons met hierdie stemmingsproses en hulle sê vir ons dat ons op ons fone gaan stem. Almal moet 'n toepassing aflaai en almal doen dit. Die toepassing word afgelaai en ons moet nou begin toetselopies doen. Die toetslopies loop goed en almal is gelukkig, ons gaan nou stem. Net toe die stemmery begin en ons nou moet begin stem vir die leiers, is daar ewe skielik geen wifi, geen sein. Niemand se fone werk. Jy moet so teen die bultjie opgaan dan nou om jou foon te kry werk. Nou, ons sal later praat oor die verslag, maar daar is getuienis gelewer dat daar 'n signal jammer binne in daardie lokaal geplaas is, om al die seine weg te vat. Na 'n aantal tyd besluit almal, jy weet, dan gaan ons maar teruggaan na papier toe en ons gaan op papier stem. Papiertjies word geskeur en uitgedeel. Toesprake van die leiers word gemaak of van die kandidate word gemaak en daar moet gestem word. Papiertjies word uitgedeel, stemming vind plaas. Philip van Staden wen vir Jaco Mulder, vervang vir Jaco Mulder. Ek wen en vervang vir Gerda Senekal.
Grandi wen en vervang vir Amanda de Lange. Niemand by daardie reorganisasieverkiesing steek hulle hande op en sê dat hulle beswaar maak teen enige van die kandidatuur wat nou net verkies is nie. Ons gaan verder en die nuwe Gauteng dagbestuur moet verkies word. Hierdie Gauteng dagbestuur, papiertjies word uitgedeel en net voordat ons stem, staan Franco de Lange op van die vorige dagbestuur en hy sê, dit is nou so laat en het nou al soveel goed gebeur dat, ons eerder moet uitstel. Almal is redelik geïrriteerd. Intussen gaan die ligversorging af. Die eienaar bring 'n generator, of start sy groot generator. Klanktoerusting werk nie. Op 'n stadium gaan alles weer aan. Paar minute daarna gaan alles weer af. Die eienaar van die venue sê dat iemand water in sy generator gegooi het. Ons kry 'n nuwe generator. Ons sit iemand by die generator dat hy kyk. Ons gaan aan. Volgende stemming vind plaas van die Gauteng dagbestuur. Oorweldigend word hierdie mense uitgestem. En die nuwe dagbestuur is ingestem. Nie een van die ou dagbestuur bly oor nie. En ons dink dat ons geslaag het in ons taak. Op hierdie stadium gaan ons vir ete. En ons kom agter, daar is nie kos vir die Midvaal mense nie. Daar is nie genoeg kos nie. Daar is nie genoeg water. Na ete keer ons terug en hierdie mense vasberade om ontslae te raak van 'n bestuur wat nie 'n reorganisasievergadering kan reël nie. Wat onprofessioneel is en wat almal weet wat finansies wanadministreer. Besluit hierdie mense hulle gaan aan. Toe ons nou die federale raadslede en federale dagbestuurslede afgevaardiges moet kies, toe staan Jaco en Anton op en hulle sê dood eenvoudig hulle onttrek aan die proses, hulle gaan nie verder deelneem nie. Die implikasie daarvan is dat jy nie 'n quorum het nie en dat die vergadering nie verder kan stem nie. Maar ons is toe redelik rustig daaroor en ons besef, weet jy wat, dis dan nou maar so. Ons sal dan 'n opvolgende vergadering later die jaar hou om hierdie ander afgevaardigdes te kies. So met die uitstap sê Jaco vir die mense, ons gaan hierdie vergadering ongeldig laat verklaar. Hierdie verkiesing sal ongeldig verklaar word. Almal ster in die lug, verkiesing gewen, pak op en ons gaan huis toe. Ons kom ooreen die aand dat ons die maandagoggend 'n dringende nuwe Gauteng dagbestuursvergadering sal roep en al die personeel sal inkry sodat ons die finansiële verslae en al die dokumentasie en notules sal oorneem en behandel. Dat ons kan kyk wat die skade van die wanadministrasie is en wat ons te doen staan om hierdie proses vorentoe te vat om Gauteng te red. Gedurende die maandag met hierdie Gauteng dagbestuur kry ons 'n oproep en die oproep sê dood eenvoudig die IDB het gesit en hulle het die reorganisasieverkiesing ongeldig verklaar. Nou wat is belangrik wat u moet weet van die IDB? Die IDB bestaan uit 7 lede. Dis die hoogste vlak besluitnemers binne in die party. Daardie 7 lede op daardie stadium is Pieter Groenewald, Wouter Wessels, Corneille Mulder, Jaco Mulder, Anton Albert, Wynand Boshoff en Werner Weber. Jaco Mulder en Anton Albert roep hierdie vergadering op die maandag op 'n dringende basis. Hulle is die klaars binne in hierdie vergadering, binne daai 7. Hulle bring die klagtes
ten spyte van die prosedures wat uiteengesit is binne in die party se reglemente en reëls, bring hulle hierdie klagtes na die IDB toe. Maar dis nie al nie. Hulle neem deel in die gesprekke rondom hierdie reorganisasie en hulle stem ook in die proses om hierdie reorganisasie ongeldig te laat verklaar. Wat is belangrik om te weet daarvan? Enige ou, en jy het baie pelle wat prokureurs het, sal vir jou sê, jy kan nie die klaar, die judge en die jury wees nie. Dis onregmatig, dis ongeruimd om sulke goeders te doen. Maar dit gebeur. Hoekom gebeur dit? En ek wil so 'n prentjie skets. Jy moet onthou, in die vorige nasionale reorganisasie, verkiesing vir 'n leier vir die Vryheidsfront Plus, het Pieter Groenewald slegs met 7 stemme gewen. Daar's 'n enorme aanslag teen Pieter Groenewald gewees om van hom ontslae te raak. Hoekom? Want Pieter Groenewald wou die Vryheidsfront Plus soos 'n besigheid bestuur. Hy wou soos Trump groot spronge maak om die party op die been te kry, reg te kry, gestruktureer te kry. Daar's 2 faksies binne in die Vryheidsfront Plus. Die Mulder faksie, die Groenewald faksie. En die Mulder faksie het probeer om van Groenewald ontslae te raak. Daarom het hy net met 7 stemme gewen. Hulle kon nie regkry om van hom ontslae te raak nie, maar wat hulle wel kon regkry, is om die meerderheid mense binne in die IDB te kry. Wat eintlik beteken het, dat hulle Pieter Groenewald se arms afgekap het. Hulle het hom uitgestem oor enigiets en alles wat hy aangepak het. Hoekom noem ek dit vir julle? Daar is 'n groot sosiale media dryf en waardering vir Pieter Groenewald. Pieter Groenewald is by die knie afgekap binne in die Vryheidsfront Plus deur die Mulders. En hy sal nie kan president word as dit voortgaan soos wat dit nou gaan nie. Nou, hoekom was dit so belangrik by die IDB om hierdie Gauteng reorganisasie ongeldig te laat verklaar? Want die nuwe dagbestuur, Gauteng dagbestuur en leierskap wat binne in Gauteng verkies was pro Pieter Groenewald. Pro ons sort die korrupsie uit. Wat belangrik is om te weet, en wat ek nie dink Groenewald teen daardie tyd besef het nie, is dat hulle juis hierdie reorganisasie ongeldig verklaar het, want hulle het geweet, sou hulle Gauteng verloor, kan Corneille Mulder nie vir Groenewald wen binne in die nasionale reorganisasie. En daarom het hulle die lang game gespeel en besluit, come hell or high water, moet ons hierdie reorganisasie ongeldig laat verklaar. Wat is ook belangrik by die IDB? Deurdat hulle die reorganisasie ongeldig verklaar het, is daar nie 'n verkose Gauteng dagbestuur nie. Daar is nie 'n bestuur vir die provinsie nie. Wat beteken dit? Dit beteken, en het die IDB dit ook so gedoen, dat die IDB die magte van die Gauteng dagbestuur oorgeneem het, en dat hulle in effek die provinsie bestuur het. Wat beteken dit? Met die 2024 verkiesing wat voorgelê het, was die lede van die parlementverkiesing en die lede van die provinsiale wetgewerverkiesing binne in die party in aanvang. Dit was besig om plaas te vind. En deur daardie magte by die Gauteng dagbestuur weg te vat en dit vir die IDB te hou, daar wat daai 5 in beheer is, het Anton en Jaco verseker dat hulle die 1s en die 2s op die lyste is. Jy moet verstaan, voor hierdie reorganisasie was daar talle verslae en dinge wat met korrupsie te doen gehad het. Sou die nuwe Gauteng dagbestuur hierdie goed oorgevat het,
sou Jaco en Anton heel waarskynlik nie meer lede van die Vryheidsfront Plus gewees het. Maar Groenewald dink ek nie het ingesien waarmee hulle besig is. Op 28 Desember, of nadat hierdie ouens nou gekla het by die IDB, het hulle die reorganisasie, of hierdie verkiesing van Gauteng ongeldig verklaar. Enorme druk kom uit verskillende oorde uit die Vryheidsfront Plus uit. Petisie van meer as 300 handtekeninge word ingedien, talle e-posse en dies meer val op die IDB. Ek dink hulle skrik so bietjie. Ek weet oom Colyn het ook stories daaroor gedoen. En hulle gaan terug en hulle sê, okay, hulle sal die regskomitee aanstel om volledig te gaan kyk of hierdie reorganisasie geldig is, al dan nie. IDB stel die regskomitee aan. Ten spyte daarvan op 28 Desember van daardie jaar sê Corneille Mulder van mense, moenie worry nie, hy is in elk geval ongeldig. Maar hulle gaan voort met hierdie regskomitee aanstelling. 4 regsgeleerdes word aangestel om as paneel te dien om hierdie ondersoek te doen rondom Gauteng se reorganisasie. Hierdie is kundige mense. Dis mense met groot regsgrade. Dis mense wat privaat praktyke het. Dis mense wat regtig die reg verstaan. Hulle word aangestel en hulle begin hierdie ding ondersoek. Daar is omtrent 27 skriftelike getuienisse of dokumente wat ingedien word. Daar is 27 mense wat gaan getuig het. Dit vat hierdie komitee bykans 4 maande om hierdie ondersoek te doen. Wat is belangrik ook hieraan? Dit kos die Vryheidsfront Plus honderde duisende rande. Want hierdie lede moet opgevlieg word van die Kaap af en van oral af. Hulle moet in gastehuise gehuisves word. Hulle spandeer dae in Pretoria. Hulle moet eet, hulle moet drink. Die getuies moet eet en hulle moet drink. Dit kos die party honderde duisende rande om dit te doen. Net soos vir die reorganisasie verkiesing die party seker bykans 300-400 000 rand gekos het. Maar hierdie mense doen hulle ondersoek. Hulle hoor getuies aan. Hulle gaan deur die dokumente. Deurgangs deur hierdie proses breek Jaco Mulder die proses. Deur nie dokumente te gee nie. Deur nie antwoorde betyds te gee nie. Om hierdie hele ding te stop. Maar hierdie komitee doen hulle werk. Hulle hoor almal aan. En hulle lewer 'n verslag van 547 bladsye. Wat u nou teen hierdie tyd weet, wat in ons guns getel het. En ons gaan hierdie verslag, gaan ek met u breedvoerig bespreek, in die volgende episode. Maar ek wil hê u moet die agtergrond weet van wat en hoekom dit so gewerk het. Wat die strategie agter dit was. En hoekom die Mulders dit so slim en slinks gedoen het. Ek wil hê, u moet verstaan, dat die Mulder bende binne in die Vryheidsfront Plus alles in hulle vermoë gedoen het, om mag binne in Gauteng vir hulle self te behou, om hulle poste te bou. Maar hulle het nie net die prosesse gemanipuleer nie. Hulle het letterlik gekonkel en bedrog gepleeg om mense te beweeg om reg te kry wat hulle wou reg kry. Die vraag ontstaan. En dis wat u vir jouself moet besluit. As hierdie mense so ver sal gaan, soos om te konkel, soos om verkeerde dinge te doen, signal jammers, al hierdie goed, mense te skors voor 'n reorganisasie om hulle uit te klinker. As hulle so laakbaar en so laag kan daal,
om dit te doen. En in effek Gauteng terug te plaas binne in die Mulder bende se hande. Wat beteken dit vir u as kiezer? Gaan hulle beter wees as die ANC? Gaan hulle beter wees as die DA? Of is dit dieselfde gameplan wat binne in die ANC en die DA is? Is daar 'n voordeel vir u daar binnekant om te sê daardie is ons leiers? Nou daar's twee verslae of twee aspekte wat ons verder gaan bespreek. Dit is die verslag, 96 bladsye verslag oor Jaco Mulder, dat jy die aard van die dier kan verstaan, en dan is daar die koerantberig en die verslae rondom advokaat Anton Alberts wat ons gaan bespreek. En dis nie wat Kobus Hofman sê nie, dis wat die verslae sê. Dis wat die regsgeleerdes binne in die party sê. Nou met die volgende episode gaan ons gesels oor hierdie verslag, hierdie reorganisasie verslag, wat daardie regsgeleerdes bymekaar gesit het. Wat daardie ure ingesit het en na elke getuie geluister het en na elke dokument gekyk het en wat hulle beslissing gemaak het. En ek wil die pertinent deur dit vat, want dit is 547 bladsye van jaw-dropping stuff. U moet weet wie die leiers is. U moet weet waarvoor hulle staan. U moet weet wat hulle integriteit is. Wat die mense binne in die Vryheidsfront Plus, die regsgeleerdes binne die Vryheidsfront Plus, dink van hierdie leiers. En dan moet u besluit of dit werklik die mense is wat u wil hê, wat u vorentoe moet vat binne in die Vryheidsfront Plus. Nou, daar is baie wat sê, ek doen hierdie omdat ek suur is. En dis moontlik so. Maar ek doen ook hierdie omdat ek weet ek is reg. Ek doen ook hierdie omdat ek weet dat daar 'n onus op ons almal is om die regte besluite te neem. Want na 30 jaar en vir die afgelope hoeveel jaar is ons as Afrikaners bedonder. En ek verkwalik mense wat binne in die nasionale party was, dat hulle nie uitgepraat het oor hierdie leiers nie. En dat dit toegelaat het om ons te bedonder. Want 'n verneekspil het altyd tekens. En sou jy 'n regering vervang, 'n korrupte regering vervang met 'n ander korrupte regering, baat niemand daarby nie. En sal jy ook nie daarby baat nie. Want in die eerste plek het ons gesien, hierdie gaan oor posisies en mag. En dan derdens, het dit gegaan daaroor om van Groenewald ontslae te raak. Om hom 'n punt te bewys en om wraak te neem teenoor Pieter Groenewald. Ek gaan vir u klankgrepe hier aanheg in die video van Groenewald, dat hy presies uit sy mond uit hoor, wat is sy gevoel oor Corneille Mulder en wat sy gevoel is oor wat gebeur het met hierdie reorganisasie en spesifiek wat gebeur het binne in die IDB. Dat hy nie dink dit is 'n Kobus Hofman ding. Dat hy nie dink dat jy weet, ek dalk op 'n Saterdagmiddag iets rook wat my half mal maak nie. Luister wat sê Pieter Groenewald oor Corneille Mulder. Luister wat sê hy wat het binne in die IDB gebeur. En dan besluit hy self of ons die Mulders sal ondersteun of nie. Ook heg ek vir 'n liedjie aan wat my vrou geskryf het. Dit gaan spesifiek oor rugstekery. Dit gaan oor 'n vuurvliegie. Nou, na navorsing, 'n vuurvliegie is 'n baie onloyale dier of insek, gogga. En my vrou het 'n liedjie oor daai gogga geskryf. Maar dit het betrekking op mense wat rugsteek. Mense wat by jou bly
net wanneer dit lekker is, wanneer dit goed gaan, wanneer daar eer en faam vir hulle is, deur om in jou midde te wees. Daardie liedjie is diep en dit toonbeeld bietjie van hoe ons voel oor mense wat rondom ons was en jy weet wat gebeur het in ons lewe. En hierdie potgooi wat ek doen moet waarde hê vir julle. En die waarde daarin is dat ek vir julle sê wat aangaan. En ja, die ANC is korrup. Ons weet dit al. Ons hoef nie eers daaroor te stry nie. Die DA het ook korrupsie. Die DA volgens my is 'n liberale party en dra glad nie my waardes nie. Maar julle moet ook weet dat die Vryheidsfront Plus korrup is. Dat sy lede korrup is. Dat hulle ook besig is met nonsens. En dat as ons sou ons die voertuig, 'n politieke voertuig wil behou vir die Afrikaner daar buitekant, moet julle weet waarmee die leierskap besig is. Julle wil tog nou nie hê as die leier vir jou sê, as jy hier uitgaan is die lig blou, en dan kom jy daar buitekant as dit piksie donker nie. Dis die probleem wat ons het, en dis wat ek graag wil aanspreek. Ons kan nie 'n leier se woord vat, as hy telke male vir ons bewys dat hy met ons oneerlik is nie, en dat hy vir ons lieg nie. En ongelukkig is daar klinkklare papiere rondom die oneerlikheid wat binne in Gauteng plaasgevind het. En ongelukkig is die Mulders direk daarby betrek. Vir mag, vir aansien, vir wraak, vir posisies. Sien julle volgende week, ons volgende episode. Jahwe se seën vir julle. Pas julle op. Mooi loop. Totsiens. Nee, kom ek sê vir jou so, dat ons is besig, of laat ek sê, ek probeer die probleem oplos. Wat gebeur het as daar was 'n uitvoerende dagbestuur, is soos wat jy weet, die uitvoerende dagbestuur bestaan uit 7 lede, en hulle het, na die reorganisasie plaasgevind het hulle meerderheid misbruik, na my mening, binne in die uitvoerende dagbestuur, om te sê, dat die reorganisasie is onwettig, nie onwettig nie, hulle sê was nie heeltemal korrek grondwetlik gewees nie, en dat dit nietig verklaar moet word. Nou goed, ek en Wouter, wat op die IDB is, het beswaar aangeteken. Eintlik behoort Anton en Jaco nie te stem op daai vergadering nie, maar dan is daar 3 ander lede wat die besluit ondersteun het. Dit is Corneille Mulder, Wynand Boshoff en Werner Weber. Dit is my net interessant, die voorstel het eintlik direk gekom van Werner Weber. So hulle het 'n meerderheid ongelukkig. Ek het toe gesê ek aanvaar dit nie, en ek verwys die saak na die Federale Raad wat die 2 Desember gesit het. Voor die Federale Raadsvergadering het ons probeer 'n skikking kry. Die skikking het basies behels dat daarteen, dat byvoorbeeld Philip bly die provinsiale leier, Grandi Tennyson bly in die posisie wat hy verkies is. Omdat daar 'n dispuut is oor Kobus, sal ons daar 'n aandag gee. Inteendeel, dit besluit of die voorstel vir die skikking was om te sê dat die federale regskomitee na die saak moet kyk en al die klagtes ondersoek en kyk of daar enige, kan ek amper sê, waarheid dan daarin is. Die tweede aspek is behels dat Philip en Grandi saam met Jaco en Amanda dan onder administrasie met Corneille Mulder as die administrateur die saak bestuur tot einde Januarie, en voor einde Januarie 2024 moet daar dan nou weer 'n reorganisasie gehou word. Corneille het na my en Wouter toe gekom en gesê die ooreenkoms is bereik.
Ek het dit aangekondig by die Federale Raad, ek gesê daar is 'n ooreenkoms bereik, en die maandag, toe hou vra hulle weer vir 'n uitvoerende dagbestuur, toe sê hulle nee, maar daar is nie 'n ooreenkoms bereik nie. Ek is jammer om dit te sê, maar ek beskou dit as oneerlikheid, spesifiek van Corneille se kant af, want hy het vir my en vir Wouter gesê daar is 'n ooreenkoms bereik. So dit is waar ons nou trek. Ek is besig om die situasie te hanteer, met sekere besluite. Ek dink wat belangrik is dat die Federale Raad se regskomitee moet so gou doenlik kyk na die klagtes en laat die mense weet wat is die korrekte feite. So ons hanteer dit en ek wil 'n oplossing hê. Teen einde Januarie moet daar nie enige verdere sulke probleme wees nie. Dis nou nie ongelukkig nie. Gelukkig is dit nou Kersfees en die tipe van goed. Maar goed. Just like the firefly, the mimicry in disguise, they're trying to survive, morphing identity just to belong. In good times loyal, standing tall, now any whispered story wins them all. Mimicking the signals, copying the light, just to blend in, just to feel alright. Wearing borrowed colors, borrowed truth, trading the soul for temporary soothe. Firefly shining in the night, shooting high like a fairy light. Who would have thought the pain you caused in the light you bought? Firefly, beautiful the sky, dancing softly before our eyes. Who would have thought the damage done in the dream you caught? Helping hands when they're breaking down, but the favor fades when you're not around. You no longer serve their goal, instead you are not worthy anymore. It's easier to fool the crowd than convince them they've been fooled somehow. You gave your best, asked nothing in return. Now they hate you for the truth you burn. You shook their comfort, cracked their throne. Now you're standing there alone. Firefly shining in the night, soothing heart like a fairy light. Who would have thought the pain you caused in the light you bought? Firefly, beautiful the sky, dancing softly before our eyes. Who would have thought the damage done in the dream you caught? One day maybe truth will rise, burning through the darkest skies. Till then lift your lonely chin, keep on fighting, don't give in. For those brown eyes staring back, full of hope on a fragile track, waiting for you to lead the way to a brighter, honest day. Your star, consistent in the night, still you shine through every fight. Truth will rise from what you fought. You'll survive the lie they bought.